Het jy al ooit in jou lewe alleen gevoel? Gevoel asof jy op 'n pad stap en daar's niemand rondom jou nie. Dis net jy en die pad wat voor jou uitgestrek lê en jy gee een tree voor die ander, maar jy weet nie eintlik waarheen jy op pad is of waar jy vandaan gekom het nie. Jy's gevul met 'n diepe gevoel van alleenheid. Somstyds het die lewe so 'n vermoë om 'n mens alleen te laat voel. Partykeer voel dit vir jou asof dit net jy en jou pad is en dat niemand anders hierdie unieke pad waarop jy is, verstaan nie. Nou ons is tans in die tydperk van die kerklike jaar wat bekend staan as die lydenstyd. En in hierdie tyd vier ons die lydensweg van Jesus Christus. Ons dink eintlik na oor die lydensweg wat Jesus Christus geloop het van Galilea af in die noorde van Israel tot by Jerusalem in die suide van Israel. En baie keer wanneer ons aan hierdie lydensweg, hierdie kruisweg van Jesus dink, dan dink ons dat dit ook so 'n alleen pad vir Jesus moes gewees het. Ons sing immers liedere in die kerk wat sê dat Jesus van God en mens verlaat was. En dit suggereer dat ons dink hierdie pad van Jesus 'n baie alleen pad moes gewees het. Jesus het immers op 'n stadium gesê, my God, waarom het U my verlaat? En ietsie van hierdie alleenheid word uiteindelik uitgespreek. Maar wanneer ons 'n bietjie dieper na hierdie pad van Jesus kyk, dan kom ons agter dat dit toe nie so 'n alleen pad was soos wat ons gedink het nie. Jesus het aanvanklik vir homself disippels bymekaar gemaak in Galilea, in die noorde van Israel. En dit was hierdie disippels wat eintyd saam met hom gestap het tot by Jerusalem. Ja, later sou hulle hom verraai het, maar hulle het al die pad saam met Jesus gestap, alhoewel hulle nie een verstaan het wat hierdie pad waarop hulle stap behels nie, alhoewel nie een van hulle geweet het waar hierdie pad uiteindelik gaan eindig nie. En op hierdie pad, oral waar hulle gekom het saam met Jesus, het hulle aangedoen by mense. Hulle het uitgereik na mense toe. Hulle het blindes genees, hulle het armes versorg, hulle het vir mense kos gegee om te eet. En op hierdie pad het hulle ietsie van die Here se liefde en sy deernis uitgeleef teenoor die mense wat saam met hulle op pad was, of ten minste teenoor die mense by wie hulle aangedoen het op hierdie pad saam met Jesus. En selfs wanneer hulle in Jerusalem kom, daar die laaste eentjie waar Jesus sy eie kruis moet dra, selfs dit was ook nie so 'n alleen pad nie, want ons sien 'n Simon van Sirene wat uit die gehoor uit die skare uitgekom het en vir Jesus gehelp het om te dra aan hierdie kruis. Al was dit die Romeinse soldate wat hom gedwing het om dit te kom doen. Selfs in daardie oomblik was Jesus nie totaal en al alleen nie, maar was daar mense, was daar individue wat saam met hom op pad was. Uiteindelik dink ek is dit ook hoe dit gaan met my en jou lewe. Hierdie afgelope tyd in my lewe het ek agtergekom dat hierdie pad waarop ek in my lewe is nie 'n alleen pad nie. Al voel dit partykeer asof dit 'n alleen pad is. Ek het hierdie afgelope tyd in my lewe medereisigers raak gesien, mense wat uitgereik het na my toe, mense wat my met liefde hanteer het, mense wat genade aan my bewys het. En daarvoor is ek so dankbaar vir elke liewe medereisiger wat ek in my lewe het. En my gebed is dat in hierdie lydenstyd, hier waar ek en jy die voorreg het om saam met Jesus te loop, mag ons besef dat ons die groot medereisiger het, wat saam met my en jou op pad is. Maar mag ek en jy ook besef, dat net omdat ons nie alleen is op hierdie pad nie, kan ek en jy ook 'n medereisiger vir iemand anders gaan wees. Mag dit so waar wees in my en jou lewe. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie lydenstyd weer eens kan nadink oor wat dit beteken om in U voetspore te loop, wat dit beteken om U te volg na die kruis toe, en wat dit beteken om te weet dat daar 'n Sondag is, 'n opstandingssondag waar die dood oorwin is. Vader, help ons en lei ons om nie net te besef dat ons nie een alleen is op ons eie paaie nie, dat ons medereisigers het, maar dat ons die groot medereisiger op ons pad ook het. En Vader, help ons om ook medereisigers vir ander te gaan wees. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy uit jou besige dag tyd geneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.